word jy ook partykeer kwaad. Jy weet, en dan agterna voel jy sleg. Die hartseer is, daar's mense wat dit geniet om kwaad te wees. Hy's bekend as ou kwaadjie, word altyd kwaad. Maar jy moet besef, kwaad word is nie van die Here af nie. Nou, kwaad word is deel van ons lewe. En ek wil hierdie week met jou praat oor kwaad word. Nou, daar's 'n manier hoe om met die Bybel te werk, en dis wanneer jy die eerste keer van iets lees, dan openbaar hy vir jou baie van daardie onderwerp. Dit wat die Here praat. Byvoorbeeld, Eva wat versoek is, die duiwel doen presies nog steeds dieselfde lieg. Lieg oor die Here, lieg oor God se woord, en hy maak dat ons sien, dis aangenaam, en dis lekker. En dan eet ons van die verbode vrugte. Maar die eerste plek waar ons van kwaad lees, is by Kain en Abel. Nou, Kain het in die veld gewerk, en Abel het met skape gewerk, en Kain het geoffer aan die Here, en Abel het geoffer aan die Here. Nou moet jy weet, daar's geen reëls nie. Hoekom die een aanvaar, of hoe hulle dit moet doen, en so aan nie, dan lees ons hierso in vers 4, en Abel het die beste uit sy lammers, die eersteling van die seisoen, en van hulle vet as offer gebring. Die Here het Abel en sy offer aanvaar, maar nie die van Kain nie. En nou moet jy onthou, Hebreërs sê, dat Abel se offer is aanvaar as gevolg van sy geloof. Niks anderste nie, as gevolg van sy geloof. Maar omdat God Abel aanvaar het en nie Kain nie, daaroor was Kain baie kwaad en neerslagtig. Baie kwaad en neerslagtig. So, hierdie is twee pelle wat saamloop, en dit is dat ek word kwaad, en ek kan niks omtrent doen nie, dan word ek neerslagtig. Ek word down. So I'm angry and I'm down. Hierdie twee loop saam. So as jy sukkel met depressie, of jy sukkel met downheid, jy dalk gaan ondersoek, dalk is jy kwaad, daar's 'n rede dat jy kwaad is, jy's baie kwaad vir 'n ding. En nou vra die Here vir Kain, hy sê, hoekom is jy so kwaad? Vra die Here vir hom. Hoekom hang jou gesig so? En is dit nie waar nie? Ons kan op iemand se gesig sien hoe hy voel. Hy's kwaad of hy's neerslagtig. Hy sê, hoekom? Is daar nie aanvaarding vir jou as jy reg doen nie? Maar as jy weier om reg te doen, moet jy oppas. Sonde hurk by die deur om jou te oorweldig, maar jy moet dit oorwin. Jy moet dit oorwin. So, die duiwel is soos 'n hyena. Die een vertaling sê 'n hyena, wat daar in die donker sit en wag vir jou, om jou in die hande te kry. Nou jy moet hom oorwin, 'n stok vat en hom jaag, of 'n byl vat en nou swaard, en jy weerstaan daai hyena, daai wilde dier, moet jy oorwin, jy moet beheer neem oor hom. En is jou woede nie baie keer soos 'n wilde dier nie? Jy gaan te kere soos 'n wilde dier. En nou wil die Here vandag vir jou vra, hoekom is jy so kwaad? En dis dalk die goeie vraag. Hoekom is jy kwaad? Nou, die slim ouens sê, boeke wat hulle skryf sê, daar's 3 redes. 1, omdat jy frustreerd is. Nommer 2, omdat jy nie jou sin kry nie. En nommer 3, omdat jy voel, jy word te nagekom. So ek word te nagekom my omstandighede, wat ook al gebeur. Nou vat vir Kain, hy's frustreerd, sy offer is nie aanvaar nie, God het nie aanvaar nie. Hy het nie sy sin gekry nie, God het nie gedoen wat hy sê nie, en hy voel, hy word te nagekom. Nou is jy kwaad, en hy's kwaad, nou kan hy niks daaroor doen nie, en dan word hy depressief, en dan is hy eintlik soos 'n wilde dier. En die moeilikheid met kwaad is, dat kwaad lei na 'n volgende ding toe. So jy moet verstaan, kwaad is iets wat met jou gebeur het. Dit maak nie saak wat met jou gebeur nie, maar dit maak saak wat binne in jou gebeur. So daar het iets buite Kain gebeur, maar daar het ook iets binne in hom gebeur. En wat mooi is, dat God met hom kom praat en sê, waarom is jy kwaad? Dan moet ons dink, die Here vra dalk vanmôre, hoekom is jy so kwaad? Kom ons gaan 'n bietjie terug. En ek sal nie verbaas wees as Kain weet, maar eintlik, ek het dit maar net gedoen, maar ek het nie eintlik geloof in God nie. Want jy moet onthou, hulle is nou net uit die tuin van Eden, God het hulle nie verwerp nie, die Here het met hulle gepraat, hulle was glad nie bang vir die Here nie, God het nog saam met hulle gewandel. Maar duidelik, as Kain dalk daai vraag geantwoord het, hoekom is hy so kwaad? So hy dalk uit sy kwaadheid gekom, maar hy het niks gedoen nie, en dan word dit erger. So ek wil dit week met jou praat en vra, hoekom is jy
so kwaad. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.